Ons is by Johannes 2 en ons lees vers 1 tot 12. Op die derde dag was daar 'n bruilofsfees by Kana in Galilea en Jesus se moeder was daar. Ook Jezus en sy disippels is na die bruilofsfees genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar Jesus sê vir haar, vrou, waarom pla u my? My uur het nog nie aangebreek nie. Sy moeder sê vir die dienaars, doen wat hy ook al vir julle sê. Daar het ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elk tussen 2 en 3 metretes kon hou. Jesus sê toe vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Daarop sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit, en neem dit vir die hoofkelner. Hulle het dit toe geneem. Toe die hoofkelner die water proe wat wyn geword het, hy het nie geweet waar dit vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het geweet het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit eers die goeie wyn voor, en eers wanneer hulle begin dronk word, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou teruggehou. Dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen, die begin van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum afgegaan, maar nie baie lank daar gebly nie. As ons begin hier by vers 11, dan sien ons Johannes beskryf vir ons die eerste van 7 tekens wat hy in sy boek vir ons gaan noem. Die begin van Jesus se tekens is hierdie een waar water in wyn verander word. Nou dit behoort al vir ons alreeds daarop te dui dat Jesus nooit wonderwerke gedoen het voor hierdie oomblik nie. Daar's baie mense wat spekuleer oor allerlei wonderwerke wat Jesus as kind gedoen het en hoe dit moes wees as kind, as Jesus byvoorbeeld hierdie en daardie wonderwerk gedoen het, maar die skrif wys op hierdie bepaalde vers vir ons, dat hierdie die begin was van Jesus se tekens. En die doel van Jesus se tekens is om sy heerlikheid te openbaar. Ons het al reeds in Johannes 1 vers 14 gelees, dat Jesus onder ons kom woon het, onder ons kom tabernakel het, onder die mense in hulle midde, en sy heerlikheid aan die mense gewys het. En hierdie tekens wat Jesus verrig het, is onder andere hoe hy sy heerlikheid aan die mense gewys het, geopenbaar het. Ek meen in hierdie geval sien ons, hy verander water, wat een type element is, en hy verander dit in 'n ander type element in wyn. Wie kan dit doen? Sekerlik, niemand anders as die skepper daarvan nie. Niemand anders as die Seun van God nie. So, dis die bedoeling van, in elk geval van hierdie teken en dan die volgende 6 wat in die boek Johannes gaan volg. Om die heerlikheid, jy wat hierdie lees, moet die heerlikheid van die Seun van God hierin raak sien. Nou, dis 'n besondere geleentheid, want Jesus is hier vir die eerste keer besig om sy heerlikheid te openbaar. Voor die tyd het hy, lei ons af, geleef soos enige ander normale man. Daar was niks wat sou aanleiding gee vir mense dat hy iets besonders is nie. Hierdie is die begin van sy tekens. Hier op hierdie bruilofsfees het hy besluit om sy heerlikheid te openbaar. So 'n unieke fees, nie net omdat dit 'n bruilof was nie, maar omdat dit juis 'n bruilofsfees was waar Jesus sy heerlikheid openbaar is. Ons lees dat dit gebeur 3 dae, althans op die derde dag, dit beteken 2 dae nadat Jesus vir Nathanael geroep het. En op so 'n bruilofsfees, die bruilofsfees kon aanhou vir enkele dae, selfs tot 7 dae lank. En dit was die bruidegom se verantwoordelikheid om te sorg vir sy gaste in terme van eetgoed en drinkgoed, soos wyn. Wyn was maar deel van die Joodse dieet in daardie tyd gewees. En die hoofkelner moes sorg dat alles vlot verloop. Sou maar sê, hy was dan ook, sê maar, soos ons sou sê, die seremoniemeester, en alles moes goed verloop. Die hoofkelner, as hy 'n goeie werk gedoen het, kry hy beloning aan die einde van die fees, maar as so 'n funksie, 'n bruilofsfees, sleg verloop, was dit 'n groot sosiale verleentheid vir die bruidegom. Want nou is sy eer op die spel, sy naam is daarmee heen, want hoe gaan hy vir sy bruid sorg, as hy nie eers vir sy eie bruilofsgaste, sy eie feesgaste kan sorg nie. So dis 'n groot verleentheid
vir die bruidegom as dinge skeefloop, soos tipies wat nou hier besig is om te gebeur. Die wyn is op. En Jesus se moeder voel dit is haar plek om in te spring en te help, en sy gaan na Jesus met hierdie probleem. Sy sê, hulle het nie meer wyn nie. Maar Jesus maak dit duidelik, dit is nog nie sy uur nie. Net so terloops, uur is 'n belangrike woord in Johannes, dit dui op Jesus se sterwensuur. Sy publieke openbaring, sy openbaring van sy heerlikheid, gaan daartoe lei, dat hy uiteindelik vervolg gaan word, gearresteer word, en gaan sterf. Jesus weet dit, hy weet die uur wanneer hy gaan sterf. Maar hy sê, dit het nog nie heeltemal aangebreek nie. En tog gaan hy wel hierdie gaan hy wel hierdie wonderwerk doen. En dan beskryf Johannes vir ons hierdie wonderwerk. Maar eers moet ons net raak sien, die partye wat tot geloof kom, die partye, of kom ons sê, die partye wat gehoorsaam is hier. Jesus se moeder. Al wat sy sê is, doen, sy sê dit vir die dienaars, doen wat Jesus ook al vir julle sê. Hoor jy die geloof wat Jesus se moeder in haar seun het? Sy weet wie hy is. Sy sê vir die dienaars, met volle vertroue, doen net wat hy sê. Hy sal sorg dat hier iets gebeur, dat hierdie situasie gered word, dat hy sal tot die redding van die bruidegom kom. Jesus se moeder, maar ook die dienaars. Want die dienaars sien ons elke keer, as Jesus sê byvoorbeeld, maak die kanne vol water, het hulle dit gedoen. Hulle is gehoorsaam. En dan teen die einde lees ons ook van Jesus se disippels. Jesus se disippels het in hom geglo. So, hierdie partye is nou nie eintlik die hoofkarakters in die verhaal nie. Eintlik is die hoofkelner die persoon wat meer op die voorgrond tree. En tog hierdie agtergrondkarakters, dis hulle wat gehoorsaam, dis hulle wat tot geloof kom. Dis hulle wat die heerlikheid van Jesus raak sien en glo. Dit so op die kantlyn. Goed, so, dan beskryf Johannes vir ons, daar is reinigingskanne, klipkanne, 6 klipkanne wat daar staan. En hoekom hy dit vir ons sê is, dis regtig niks uniek nie. Dit is deel van die reinigingsgebruike van die Jode. In die ou verbond, in die wet, is daar 'n voorskrif wat sê dat die Jode hulle met water moet was. Dis 'n reinigingsseremonie. So iets is te verwagte by 'n bruilofsfees. Daar's niks besonders aan hierdie klipkanne wat sou veroorsaak dat die water in wyn verander nie. Niks uniek nie. Standaard reinigingsklipkanne. Hierdie klipkanne is elke een gekap uit 1 stuk klip. Hulle hou omtrent 80 tot 120 liter water. En daar staan hulle en Jesus sê, maak hierdie normale, te verwagte kanne vol water. En maak dit tot bo toe vol water. In ander woorde, Johannes gaan tot die uiterstes om vir ons te sê, luister, jy kon sien, die hele kan is vol water. Daar's niks anders binne in die kan nie. En dis normale klipkanne. Doodnatuurlike situasie, gewone water. En Jesus verander dit in wyn. Die dienaar skep dit, gaan bring dit vir die hoofkelner, en die hoofkelner proe dit en hy besef, luister, hierdie is die beste wyn wat jy kan kry. Nie net die beste wyn nie, maar daar's ook oorvloed daarvan. Hy verstaan nie, waarom het die bruidegom nou hierdie wyn nou voorgesit nie, want 'n mens sit mos nou eintlik eers die goeie wyn voorbeskryf het, dis die gebruik nou in hierdie tyd, in hierdie omstandighede, en wanneer die mense dan nou begin dronk word, wanneer hulle nou klaar dink, ja, hierdie is 'n redelike goeie bruidegom, kyk hierdie lekker wyn, dis nie afgewaterde wyn nie, hulle raak stelselmatig dronk, en dan begin jy die swakker gehalte wyn, die afgewaterde wyn gee, hulle gaan nie eens meer agterkom nie. Maar die hoofkelner sê, die bruidegom het nou die dinge verkeerd omgedoen. Hy het nou die goeie wyn tot nou toe terughou, dit maak nie sin nie. Nou ja, daarmee bevestig die hoofkelner vir ons die kwaliteit van hierdie wyn. Maar, hier is natuurlik baie dieper geestelike betekenis hier agter ook. Ons moet onthou, Jesus se heerlikheid word hierin geopenbaar. Maar kyk na die geestelike situasie van die Jode en van Israel in hierdie verhaal. Wyn dui in die Ou Testament, dui dit vir ons op die Here se seën en oorvloed.
Psalm 104 sê byvoorbeeld dat wyn daar is om die hart te verbly. Ons lees in die profete hoe die Here die beloftes maak dat hy wingerde sal gee sodat hulle kan wyn maak en dat hulle dit kan geniet. Dit is 'n teken van die Here se oorvloed, die Here se seën. Wyn is 'n goeie ding. Dit is 'n teken van die Here se goedheid wat hy uitgiet op mense. Maar Spreuke 20 vers 1 waarsku: moenie te veel wyn drink nie, moenie dronk word van wyn nie, dit is morele verval, dit is sleg, dit is nie goed nie. Nou sien ons, as ons luister na die hoofkelner se woorde hier, om dronk te word van wyn is, lyk my, standaard praktyk vir die Jode. En dit is vreemd, want dit gaan in teen die Here se woord. Dit gaan in teen die Here se wysheid wat hy in Spreuke gee. So hier's 'n morele verval by Israel. Hier's 'n geestelike verval, hier's 'n geestelike agteruitgang. Hulle word dronk van wyn. Boonop kan hulle nie eers Jesus Christus, die ware en egte beloofde Messias, die bruidegom, hulle kan hom nie eers erken wanneer hy by die bruilofsfees is nie. Jesus moet tekens doen om sy heerlikheid te openbaar. Die skrifte is nie vir die Jode genoeg nie. Meer nog, kyk wat doen Jesus. Hy vat kanne wat gebruik is vir reiniging, seremoniële wette. Dit wil sê, ou verbond wetgewing, ou verbond seremonies. En Jesus gee dit 'n nuwe inhoud. Die ou verbond seremonies, die klipkanne wat daarvoor gebruik is, maak hy wyn. Dit is vir ons 'n teken van die beter beloftes van die nuwe verbond. Jesus bring die nuwe verbond. Hy bring die ware seën en oorvloed, die wyn, en hy is die vervulling van die beloftes van die ou verbond. Is dit nie besonders nie? Meer nog, dit is Jesus wat water, gewone water, in wyn vervang. Dit is ons werk om in die woorde van Maria, Jesus se moeder, om maar net te doen wat Jesus sê. Doen wat hy ook al sê. En Jesus sal sorg dat water in wyn verander. So sien ons die heerlikheid van die seun. Ons sien hoe die bruidegom hier gekom het op 'n bruilofsfees, maar die mense het hom nie erken nie. Hulle het nie sy heerlikheid gesien nie, daar's geestelike verval. Maar Jesus het nog steeds gekom om sy heerlikheid tentoon te stel, te openbaar, om self bekend te maak. Hy wat die vervulling is van die ou verbond. Hy wat die beter beloftes van die nuwe verbond bring. Sodat ons sy heerlikheid kan sien en sodat ons soos die dienaars gehoorsaam sal wees, sal doen wat hy ook al sê en dat ons sal glo. Kom bid saam met my. Onse Vader wat in die hemele is. In Jesus Christus en in die tekens wat hy gedoen het, wat vir ons so deur die jare behoue gebly het, kan ons u heerlikheid sien en daarvoor dank ons u. Gee dat ons in volle vertroue maar net sal doen wat u sê. En sal weet, u is die een wat die water wyn sal maak. Laat ons maar net in geloof en gehoorsaamheid aan u vashou. Amen.